terwyl hulle die offergawes opneem, kyk ek so 'n bietjie oor die gemeente en dis seker die voordeel, die nadeel ook, of maar meer, ek sou sê meer 'n voordeel, om 'n langtermyn in 'n gemeente te wees. Want ons ken mekaar se verhale. Ek ken baie van julle se pyn, ek ken baie van julle se seer. En my vraag wat ek vanoggend wil vra, sommer net hier in die begin, is, as ons al hierdie goed weet, en almal weet nie van jou pyn nie, en almal weet nie van jou hartseer en jou worstelinge waardeur jy gaan nie, maar die vraag vanoggend is, jy het moeite gedoen om op te staan en kerk toe te kom. So jy moet ietsie kan glo van die Here. Nou my vraag aan jou vanoggend is, wie sê jy is die Here? Wie is hy? As jy sê jy glo in hom en jy aanbid hom, so wie is hy? Wie is hy vir jou vanoggend? Hoe dink jy oor hom? Wat sê jy is sy karaktereienskappe? Want jy het die geloofstree gegee om in hom te glo, om 'n pad saam met hom te stap. Wat verwag jy van die Here vanoggend? Maar die ander vraag moet ook gevra word, wat verwag die Here van jou? Nou sekerlik 'n mooi gedeelte wat iets daarvan alles saamvat, is in Exodus daar in Exodus 34 van vers 5 af. Hoor gou wat sê die Here vir Moses. Hy sê vir hom, die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Here uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here. En hoor wat sê die Here, wie is hy? Hy sê, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. So as jy gewonder het vanoggend, wie is die Here? Hier praat die Here direk met Moses en hy sê vir hom wie hy is. Dis die God wat ek en jy aanbid. Dis die God, toe jy vanoggend kerk toe gekom het, dis die God wat jou wil ontmoet. Die Here, die barmhartige en genadige. Hy's barmhartig en genadig, lankmoedig, vol liefde en trou. En dan sê hy daar vir Moses in vers 10, sê hy vir hom, Moses, ek sluit 'n verbond ooreenkoms met jou en die volk. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen, wat nog nooit van tevore op hierdie hele aarde onder enige nasie gedoen is nie. Die hele volk by wie hy is, sal sien wat ek die Here doen, wat ek vir jou gaan doen, en sal hulle met ontzag vervul. So die Here kom sê eintlik, weet jy wat, as barmhartige en genadige God, 'n God wat vol liefde is, 'n God wat eintlik omgee. Ek gaan met my grootheid kom, en ek gaan met my grootheid in julle lewe inkom, en julle sal met ontzag vervul word vir wie en wat ek is. Maar dan sê hy ook vir hulle in vers 14, dis wie ek is, dis wat ek wil doen, maar julle mag nie 'n ander God vereer nie, want ek, die Here, eis onverdeelde trou aan my. Daarom noem hulle my die God wat onverdeelde trou eis. En vanoggend, baie jare later, is ons hier by mekaar in Nelspruit Suid. En dan kom sê die Here vir ons, as julle my wil ontmoet, ek is die genadige, barmhartige God wat lankmoedig is, vol liefde. En dis ook my hartsbegeerte om my grootheid aan jou te bewys. Dat jy eintlik met ontzag vervul sal word oor wie en wat ek is. Maar terselfdertyd vra ek van jou om maar net te kom en my as die enigste Here te aanbid. Niks anders nie. Om my met jou lewe te vertrou. Om my met jou toekoms te vertrou. Dat ek besig is met jou. En dit is wat hy vra. Maar dit is ook nie altyd so maklik nie. Kom ons gaan staan en dan gaan ons net vir die Here
'n lied sing wat ons sê, Here, ons leef eintlik in 'n stukkende wêreld wat alles nie perfek uitwerk nie. Dit werk nie altyd uit soos wat ons wil hê nie. Al sou die vye boom nie bot nie. Maar nogtans sal ek in U jubel. Nogtans sal ek vashou aan U. So kom ons staan. Hemelse Vader, dit is vanoggend ons gebed dat U ook vir ons kom wys hoe groot is U. Dat U in ons lewens sal inspreek vanoggend en dat U alle twyfel en alle vrees sal vervang met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dat U vir ons wysheid kom gee wat ons nodig het vir omstandighede. Here, dat ons net U vanoggend sal ervaar. U as 'n God wat getrou was deur al die geslagte, deur al die eeue, maar wat ook vorentoe met ons 'n pad wil stap. Wat vandag opnuut kom bevestig wie en wat U is en hoe getrou U is. Heilige Gees, ons stel ons oop vir U werking en U inspraak in ons lewe. U weet wat het elkeen nodig. En daarom is dit ons gebed dat U dit ook sal doen in U getrouheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ek wil vanoggend ons teksgedeelte is Spreuke 3 vers 5 en 6. Hy sal nou op die bord verskyn ook. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Dis die kernteks waarby ons vanoggend wil stil staan en oor gesels. Maar ek wil eers 'n praktiese voorbeeld doen en ek gaan sommer vir Cor vra. Hy lyk heel verbaas. Kom staan gou hier langs my. Is daai Zander se vriend wat kom oorslaap het gisterand, so dan gebruik ons jou gou hier in die gemeente. Jy kan sien hier is 'n klomp goed. Jy is nou nie van die gemeente nie, so dis vir jou vreemd in die gemeente en nou gaan ek dit nog vreemder maak en nou gaan ek jou nou blinddoek. So, kom ons blinddoek jou gou, dat jy nou absoluut niks kan sien nie. Asai, ons blinddoek gou vir Cor. En dan gaan ek vir Cor vra, sou dit vir jou nou moontlik wees om hier te kan beweeg sonder om seer te kry en hier by die deur uit te beweeg dan na die kar toe? Nee, dit gaan moeilik wees. Dit gaan vir hom baie moeilik wees. So wat is nodig dat Cor maklik hier by die trappe sal afbeweeg sonder dat hy seer kry? So dit wil sê, iemand wat kan sien, gaan saam met hom die pad moet stap. So iemand gaan eintlik sy hand moet vat en vir hom sê, Cor, stap saam met my. En as ons by hierso stap saam, so Cor moet my vertrou vanoggend. Oppas, gee een trap af, daar sy, staan stil, nog 'n trap af, daar sy. Nou kan jy sien, as ek hierdie losmaak, so kan ons aangaan. Jy het verby die, waarvan hulle praat, die gevaar beweeg, die obstacle beweeg om by die trappe af te gaan. Maar dit was nodig dat jy my hand moes vat, dat jy my moes vertrou, dat ek jou nie sal laat seer kry terwyl jy nie kan sien nie. Dankie, jy kan maar gaan sit. Is dieselfde, soos wanneer 'n kind 'n besige straat moet oorsteek, dan is dit baie moeilik, want die karre gaan net heen en weer. En daardie kind wat dan nou nog nie die padreëls ken nie, gaan nie weet wanneer om te beweeg en wanneer om stil te staan nie. So sy lewe is eintlik in gevaar. So wat is dan nodig? Dan moet die kind pa of ma se hand vat en sê, wag, as ek stap, dan stap jy. Maar andersins staan jy stil, want dit is gevaarlik, die karre ry vinnig. En as daar nie meer gevaar is nie, dan hand aan hand stap ouer en kind oor die pad, om veilig aan die ander kant uit te kom. En so is dit eintlik maar baie prakties, baie eenvoudig, ons ken hierdie voorbeelde. Is dit dieselfde met ons en God? Jy sal weet, ons het al almal deur die lewe gestap.
Jy sal weet dat daar kom tye wat ons net nie goed verstaan nie, wat ons net nie die lewe verstaan nie. Daar kom siekte oor ons pad, of ons geliefdes word siek, en ons verstaan nie hierdie goed nie. Ons moet 'n geliefde groet, maar dit is op 'n tyd wat, Here, wat ons nie pas nie, so ewe skielik. Of Here, ek verstaan nie hoekom U hierdie siekte so uittrek nie. Daar kom onsekerheid en ons kry nie uitklaring oor 'n klomp goed nie. Ons kort 'n klomp wysheid. Daar kom finansiële druk, verhoudings wat swaar gaan. So is daar 'n klomp goed wat gebeur in ons lewe wat ons lewe kan de mekaar krap. Maar dis in daardie tye wat ek nie verstaan nie, wat ek nie vorentoe kan sien nie, wat ek as 'n ware geblinddoek is, wat die Here vir my kom sê, my kind, nou wil ek hê dat jy my moet vertrou. Dat jy jou hand in my hand sal sit en tree vir tree saam met my stap. Die Here wil hê vanoggend. En soos wat hy na Moses toe gekom het en vir hom kom sê het wie hy is, wil die Here hê jy moet vanoggend hom 100% vertrou. Nie halfpad nie, maar volkome met alles in elke aspek. Nie net wanneer dinge goed gaan, sê nou vertrou ek die Here nie, maar in daardie moeilike omstandighede ook. Want weet julle wat is vertroue? Vertroue is meer as net 'n gevoel. Dis nie net 'n gevoel nie. Dis maar 'n aksie. Dis eintlik 'n werkwoord om my lewe aktief in sy hande te plaas en dan daarvandaan af vorentoe te beweeg. Maar jy sal vanoggend vir my sê, maar ek weet hierdie goed en ek ken hierdie goed. Ek weet ek moet die Here vertrou. My ma en pa het van kleins af vir my gesê, maar vertrou die Here as omstandighede nie goed gaan nie, maar vertrou maar altyd die Here. Dis wat Salomo skryf in Spreuke 3 vers 5 en 6 wat ons gelees het. Alhoewel baie gelowiges dit weet, lyk dit vir my asof hulle nie hulle hand in die Here se hand sit nie. Asof hulle nog self met eie krag wil voortgaan, goed self wil uitwerk. Wat het ons deesdae? Ons het AI. En hoe meer mense begin op AI vertrou, dat AI vir hulle 'n klomp goed kan uitwerk. Hy kan 'n klomp goed in die lewe vir jou makliker maak. Het jy gehoor van die nuutste dat AI 'n Jesus het? Daar's 'n Jesus en jy kan met hom praat en jy kan jou vra na hom toe vat alles. Maar dis nie die ware een nie. Dis nie die lewende God nie. Die keuse wat jy vanoggend moet maak, is ek weet al hierdie goed, maar of ek die stap sal neem om dit te doen. Want as ek sê ek glo in die Here, dan is 'n integrale deel daarvan dat ek hom sal vertrou, want Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is kennis aan die een kant en vertroue aan die ander kant. Op grond van dit wat God kom sê het in Eksodus 34, wat sy karakter is, dat hy genadig is, barmhartig, liefdevol, lankmoedig, al daardie goed. Here, op grond van u karakter, op grond van u optrede, daarom vertrou ek u vir die pad vorentoe met my lewe. So vertroue in kort beteken dood eenvoudig dat ek hom erken vir wie hy is en dat ek erken dat ek nie alles self kan beheer nie. Die wete dat hy, as ek my hand in sy hand sit, dat hy alles ten goeie sal laat meewerk, of verstaan ek nie alles nie. Dat ek my eie planne een kant toe skuif, of verstaan ek nie alles nie. Of verstaan ek nie alles nie. Ilse, kom gou hierso. Ek gaan vir jou gou vra. Kom sit gou vir my op die stoel. Daar sê. Nou wil ek gou vir jou vra. Toe ek vir jou gevra het, kom hiernatoe, kom sit op die stoel.
Die aksie van om op die stoel te sit, beteken jy moes vertrou het, dat die stoel jou gaan dra. Sy het nie eens daaraan gedink nie, sê sy. Sy het dit maar net gedoen. Dankie, jy het my punt bewys. Sy het hierheen gestap, en net kom sit. En tog moes daar 'n geloofspad gewees het, om te sê, as ek op hierdie stoel kan sit, dat hierdie stoel my gaan kan dra. En ons dink altyd nie eers daaraan nie. Wanneer die Bybel praat oor geloof, dan gebruik die Bybel 'n Hebreëse woord wat sê bata. En hy sê, dit is soos, wanneer ek kom, soos wat Ilse gemaak het, en net eenvoudig kom sit op die stoel. Wat gebeur? Ek plaas my volle gewig op die stoel. Dit is wat geloof, dit is wat die Bybelse konsep van geloof, vertroue is. Om met my volle gewig te kom en te kom sit. Om met my volle gewig te kom en God te vertrou. Met my volle gewig, met alles. Om nie na God toe te kom en 'n plan B te hê wat ek agter my rug hou nie. Hy sê, dis nie vertroue nie. Maar om met alles, Here, ek het nie 'n plan B nie. Ek vertrou U ten volle vir my lewe. Dis die aksie, soos wanneer jy kom sit op 'n stoel. Dis wat die Here wil hê, dis hoe hy wil hê, ons moet hom vertrou, met ons hele gewig. So wanneer Salomo skryf in Spreuke 3 oor vertroue, in daai teks, dan is dit nie net mooi woorde nie, maar dis eintlik 'n uitnodiging tot 'n verhouding met die Here. Want wanneer ek hom vertrou, dan moet daar ietsie van 'n verhouding ter sprake wees, want ek en hy gaan 'n pad verder vorentoe stap. Aan die hand van daai teks is daar 3 goed wat vir ons uitstaan, wat ons kan sien. Die eerste deel wat sê, vertrou volkome op die Here. So hy sê, as jy my vertrou, dan vertrou jy my volkome. Jy vertrou my nie met 'n plan B agter die rug nie, want dis nie hoe dit werk nie. En wil ons nie maar dit altyd doen nie. Ons wil graag self goed uitwerk. Ons wil graag self beplan en dinge doen, maar vertroue sê eintlik, Here, U weet beter. En daarom los ek my plan B. Abraham is 'n perfekte voorbeeld. God kom na Abraham toe en God sê vir Abraham, trek uit jou land uit, daar waar jy is, en na 'n land toe wat ek vir jou sal wys. God speel nie al dadelik sy kaarte nie, so hy sê nie vir hom presies waarheen hy moet trek nie, hy sê nie vir hom trek. So wat vra dit van Abraham? Dit vra van hom 'n geloofstap. Dit vra om met alles, met volle oorgawe God te kan vertrou, soos wanneer ek op hierdie stoel sit. Dis wat hy van hom gevra het. So Abraham moet eers daardie geloofstree gee, en ons weet, dat God vir hom na 'n land toe gevat het, na die beloofde land toe. Maar later vra God ook van hom 'n ander vraag, hy vra vir hom, om hierdie seun, vir wie hy 25 jaar moes wag, hierdie beloofde seun, Isak. Die Here vra vir hom, gaan offer hierdie seun. En weet jy wat? Niks daarvan maak sin nie. Here, ek moes 25 jaar wag vir hierdie kind. Nou vra U van my om hierdie kind te gaan doodmaak en te offer aan U. Dit maak eenvoudig nie sin nie. Maar hy is gehoorsaam, hy vertrou sy lewe aan die Here toe. En daar op nommer 99 het God vir hom uitkoms gegee, toe hy sien dat hy wel sy seun gaan doodmaak. Gee hy vir hom uitkoms deur die ram wat daar was. Wat leer Abraham? Dat God getrou is. So wanneer die Here vir jou sê, vertrou volkome op my, dan sê hy, ware vertroue vra nie vir die volle inligting nie. Ek het nie die volle inligting nie, maar ek het volle vertroue. Hoor mooi. Ek het nie altyd die volle inligting nie,
maar ek het die volle vertroue in die Here. Ek en jy weet nie wat môre voorlê nie. Ons vertrou die Here daarvoor. Die tweede ding wat dit vir ons leer, is dood eenvoudig, dat ons nie op ons eie insigte moet staatmaak in hierdie vertrouensproses nie. Want my en jou verstaan is beperk. Ek en jy kan net vandag sien, ons kan maar hoop op môre, maar ons kan net vandag sien. Maar God sien die ewigheid. My en jou planne is maar kortsigtig, maar God se planne is volmaak. Ons planne lyk dikwels goed, totdat dit nie uitwerk nie. En dan praat ons met die Here, en dan worstel ons met die Here. En dan sê die Here, maar ek het vir jou gesê, moenie op jou eie insigte staatmaak nie, vertrou my met jou lewenspad vorentoe. En dan vergeet ons van 'n teksgedeelte soos Jesaja 55. In Jesaja 55 vers 8 en 9, dan sê hy vir jou, hoor, die Here sê, my gedagtes is nie jou gedagtes nie. En jou wee is nie my wee nie. Dit wat jy dalk nou vandag hier sit en beplan vir jou lewe, is nie noodwendig dit wat die Here vir jou beplan nie. Want hy sê, onthou, my wee en my gedagtes is anders as joune. Maar die geheim is daai sinkronisasie tussen my idees en God se idees. Tussen my beplanning en God se beplanning. Maar is die belangrikste dat ek by God se beplanning inskakel. Dat ek hom vertrou vir die pad vorentoe. Ons probeer baie keer dinge op ons eie regmaak. Of dit nou finansies is, of dit jou verhoudingslewe is, of dit besluite by die werk is, wat ook al, probeer ons uit ons eie. En dan as hy goed alles skeef loop, dan hardloop ek na die Here toe. Terwyl die Here eintlik vir ons sê, my kind, begin by my. Moenie eers 'n ander pad hard, begin sommer net by my. Kom praat met my. Ons ken almal Josef se lewe. Josef wat hierdie dromer was, Josef wat dit toe nou nie so maklik gehad het in die huis nie. Hy het seker gedink omdat hy hierdie droom het, is hy bietjie arrogant. En sy broers maak 'n plan. Verkoop hom. En hy gaan Egipte toe. En hy werk maar daar as 'n slaaf. En hy kan sekerlik sy eie lewe nie verstaan nie. Wat is besig om met my lewe te gebeur? Kyk wat het almal aan my gedoen. Hy beland in die tronk eventueel. Maar wat gebeur aan die einde van Josef se pad ook? Hy word tweede in bevel van Egipte. So God het met hom 'n pad gestap. Josef kon dit nie verstaan nie. Ek is seker daar waar hy in die tronk gesit het, daar moes tye gewees het wat dit vir hom moeilik was. Dalk sit jy vandag hier en jy kan nie jou lewe verstaan nie. Hoekom dit is soos wat dit is? Of dit nou in chaos gedompel is of wat ook al, jy kan dit nie verstaan nie. Soos Josef, wat die Here sê, ek sien die groter prentjie wat jy nie kan sien nie. Want hoekom? My gedagtes is nie jou gedagtes nie. My wee is nie jou wee nie. So my pad vir jou is anderste. En God gebruik vir Josef om iets groters te bereik. Want deur Josef red hy die hele volk Israel. Die derde ding wat ons leer uit hierdie teks wanneer hy sê, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Dis wanneer hy sê, al jou besluite, al jou bekommernisse, elke plan, moet ek net vir hom gee. Wanneer hy praat van ken hom, dan sê hy, dis 'n verhoudingsgebaseerde vertroue. Verhoudingsgebaseer. Ek is seker die feit dat jy hier sit, weet jy dat die Here getrou was in jou lewe. Dit het nie altyd uitgewerk soos wat jy gedink het nie. Maar as jy sekerlik vandag kan terugkyk, kan sê jy, dankie Here. Dankie dat jy daar was. Dankie dat jy daar was in daardie klipperige tye en die moddertye.
dat U ingegryp het. En die teks sê, ken hom in alles. Verhouding in elke aspek van jou lewe. Betrek hom by jou loopbaan. Hoekom dink ons moet God nie daar wees nie? Betrek hom by jou huwelik, betrek hom by jou gesinslewe, betrek hom in jou tyd, in jou finansies. Moenie met geslote deure leef nie, en net seker goed vir God toelaat en seker goed nie toelaat nie. Wat het die Here gedoen met die volk Israel? Hy het gesê, dag vir dag, ek vat julle deur die woestyn, julle weet nie hoe om by die einde uit te kom nie, maar deur 'n wolkkolom en 'n vuurkolom lei ek jou dag vir dag. Maar wat vra dit? Hy het hulle gesê, hou jou oog op die wolkkolom, hou jou oog in die aand op die vuurkolom. As daardie wolkkolom of die vuurkolom beweeg, dan slaan julle kamp op en julle beweeg. En as hy gaan stil staan, dan slaan julle weer kamp op en bly daar. Psalm 37 vers 5 sê, laat jou pad aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Vertrou die Here met jou pad. Vertrou die Here met jou kinders ook. Baie van julle se kinders is oor see. Dis ver daarvan af. Dis nie 'n vinnige rit hier op Pretoria toe of Johannesburg toe nie. Hulle is ver. Van julle se kinders is op universiteit. Die Here sê, vertrou my met jou kind. Vertrou my met jou eie lewe. Ek is getrou. Soos ek vir jou sorg, so sal ek vir die groter prentjie ook sorg. So, wat kan ons vanoggend vir mekaar sê? Hoe leef ek vertroue prakties uit? 'n Paar goed. Die eerste een is, deur dood eenvoudig te bid. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, wanneer jy in moeilike omstandighede kom in die wêreld, die goed gebeur, hy sê, bid. Die Bybel sê, bid gedurig, bid oor alles. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, staan stil, bid. Praat met die Here. Die tweede ding is, bloot eenvoudige gehoorsaamheid. Dat jy na sy stem sal luister, dat as ek gebid het, dat ek sal luister, dat ek gehoorsaam sal wees. En baie keer is dit nie die maklike roete wat God vir my gee nie, maar dat ek sal gehoorsaam wees aan sy stem. Vertrou deur te onthou. Kyk terug in jou lewe. Die Here was getrou gewees. Dis wat die volk gedoen het. Hulle het gereeld teruggedink in moeilike tye, dan dink hulle terug aan hoe die Here hulle daar deur die Rooi See gehelp het. Hoe die Here vir hulle gesorg het in die woestyn met die manna en kwartels. Dat die Here getrou is. En dit gee vir hulle moed in moeilike omstandighede om wel aan te gaan. En dieselfde moet ek en jy doen. Daar is momente in jou lewe waar die Here getrou was. Hoekom sal hy nou ewe skielik nie getrou wees nie? Vir jou pad vorentoe nie. Vertroue beteken partykeer om te wag ook. Dat ek nie vorentoe sal hardloop nie, maar dat ek sal wag. Wag op die Here, aktief sal wag. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here vertrou, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. So om te wag, stil te staan, beteken nie jy gaan tyd mors nie. Dis die Here se voorbereiding. Dis daai vertroue in hom. En dit dan saam met ander te doen. Praat met ander, dat ander saam met jou bid. Dat ander vir jou kan moed inpraat. Sê vir ander waardeur jy gaan. Jy hoef dit nie alleen te dra nie. Ander het dalk 'n ander verhaal wat hulle kan vertel van die Here se getrouheid, om 'n verskil in jou eie lewe te maak. As jy deur die Bybel blaai, is daar baie mense wat moes vertrou, wat nie die einde geweet het nie. Noag, Daniel, Maria. Ons kan aangaan met al hierdie mense. Al wat ek vandag by jou pleit eintlik, is ek en jy leef in uitdagende tye. Jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd. Jy weet dalk nie wat
die dag van môre heeltemal inhou vir jou nie. Is dalk klomp onsekerhede. Jy is dalk bekommerd oor 'n klomp goed, oor jou kinders, of wat ook al is jy bekommerd. Moenie op jou eie insigte staat maak nie. Wat vanoggend se teks vir ons sê is, die Here kom na ons toe en hy sê, maar ek is barmhartig, ek is lankmoedig, ek is genadig, ek is liefdevol, dis my karakter. Kom sit jou hand in my hand en vertrou my vir jou pad vorentoe. Vertrou my met jou lewe. Want wanneer jy hom vertrou, dan gee hy vir jou vrede in die storms. Hy gee vir jou rigting wanneer daar verwarring is. Hy gee vir jou hoop in wanhoop en hy gee vir jou lig in donkerte. Daai laaste sluit ek mee af. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, doen wat jy weet. Hou aan om hom te vertrou. Kom ons vertrou hom as individue, kom ons vertrou hom as gemeente ook vir ons pad vorentoe, vir volgende jaar, dat hy in sy besig wees met ons werklik waar ook geestelik sal voed. Baie sterkte vir elkeen van julle se lewenspad vorentoe. En mag die Here vir jou wys dat hy betroubaar is. Verlede week het ons gehoor van geslag tot geslag. Jy is deel van daardie geslag waar hy getrou is. Wys dit vir jou kinders, dat hulle dit kan sien weer vir 'n volgende generasie. Kom ons sluit die oor. Vader, dankie dat ons vanoggend kon hoor dat U getrou is. Maar U vra van ons om daardie eerste tree te gee. Here, daar is soveel onsekerheid in die lewe, onstuimigheid. En daarom sit ons nou ons hand in U hand. Met ons volle gewig vertrou ons U. Here, ons kan nie vorentoe sien nie, maar ons weet U kan sien en daarom stap ons as dit ware geblinddoek deur die lewe, maar met 'n vrede, want U kan sien. U bepaal ons pad. En daarom kom sê ons vandag, vergewe ons vir die kere wat ons op ons eie insigte staat gemaak het. Here, kom was ons skoon. Ons kies vandag opnuut om U ten volle te vertrou met ons lewenspad vorentoe. Kom Here, kom wys U grootheid en U almag in ons lewens. In Jesus naam bid ons dit. Amen.